Iemand het dit eendag so pragtig gestel. Hy het gesê, Christianity is not about doing, it's all about being. Die vraag is, hoekom doen ek wat ek doen? Is dit om God se guns te wen? Om 'n glimlag van hom te kry wat sê, mooi so my kind? Of is dit gebore uit 'n hart wat klop van dankbaarheid vir dit wat Jesus alreeds vir my gedoen het en wat die Gees van God besig is om in my te doen? Iemand het gereageer op hierdie eerste 2 dagstukkies van hierdie week en vir my gevra, Charles, dit is nou great. Ek verstaan nou hierdie ding van ons moet die ou lewe agterlaat, boeke toemaak en al daai dinge. Maar sê net vir my, hoe doen 'n mens dit? My antwoord was, uit onsself kan ons dit nie doen nie. Dit is hoekom Jesus vir ons die Gees gegee het om ons juis in die waarheid te lei. Maar tog is daar dan iets wat ek en jy kan doen. En dit is om sensitief saam met die Gees te begin lewe. Wat bedoel ek daarmee? Kom ek illustreer dit vir jou aan 'n praktiese voorbeeld uit my eie lewe. Op 'n stadium in my lewe kon ek nou nogals ietwat kwaad raak. Ek het 'n humeur gehad wat vir niks geskrik het nie. Dit het ook oorgespoel na my manier van bestuur toe. En nou is dit weer een van daai bieg en bely sessies. Ek moet erken, gewoonlik is ek so kalm soos 'n daggewalm. Maar so soms het dit gebeur dat ek my heeltemal verloor het agter die stuurwiel. Tot so 'n mate dat my seun eendag vir my gesê, "Pappa, jy bestuur soos 'n hooligan." Nou beslis is dit nou nie 'n baie goeie getuigskrif van hoe 'n kind van die Here bestuur nie. En dit het my geplan. Ek het na Papa Vader toe gegaan en vir hom gesê, "Vader, ek verstaan nie hierdie ding nie. Waar kom hierdie bondvarkie binne vandaan wat so nou en dan uitklim?" So, die eerste fase is, word bewus van wat in jou binneste aangaan. Die tweede fase is, word so bietjie stil by Papa Vader. Die oomblik toe ek stil geword het en vir die Heilige Gees gevra het om my te wys, waar lê die wortel van hierdie meer, het hy begin om 'n paar interessante dinge van my uit te wys. En so die Gees vir my gevat na 'n paar insidente, 'n hele paar, waar ek hierdie magtelose woede beleef het. En weet jy, ewe skielik het ek begin verstaan, dit is daardie woede wat hier in die kop rond lê, wat ontplof wanneer daardie vonk in die verkeer in die kruitvat land. Jy sien, dit werk weer terug na daai ding wat ons gesê het verlede week. Gedrag is altyd die resultaat van iets wat dieper gewortel lê. Nou help dit ook nou nie, ek weet waar kom goed vandaan en wat's nou die oorsaak as ek dit nie hanteer nie. Nou moet dit op 'n verantwoordelike manier hanteer word. Ek het begin om vir Boeta en al die mense wat verantwoordelik was vir daardie magtelose woede, briewe te skryf, om dit uit my stelsel uit te kry. Ek het nooit die briewe vir hulle gegee nie, maar ek het dit uit my stelsel gekry. Toe het ek gesê, Heilige Gees, help my om nou nuwe gedrag aan te leer. Onthou jy nog daardie ding wat ek vir jou vertel het verlede week van Tony Buzan? Hoe gedragspatrone, breinbane gevorm word? Ek het 'n paar reëls vir myself neergelê. Ek gaan nie meer tot op die nippertjie wag voordat ek iewers heen ry nie. Tweede reël het ek gesê, ek gaan nie meer toelaat dat iemand my vreugde steel nie. So wanneer ek 'n taxi sien, dink ek voor die tyd al, wat kan hy moontlik verkeerd doen en maak my gereed daarvoor. En ek het ook besluit, ek gaan die vriendelikste bestuurder op die pad wees. Petrus het met dieselfde ding gesukkel. Hy het so 'n bietjie met rasisme gesukkel. Hy het op die dak gesit, stilte tyd gehad, en toe kom wys God vir hom 'n laken vol onrein diere. En die Gees het vir hom gewys, Petrus slag en eet. En Petrus het gesê, daar is nie 'n manier dat hy van hierdie onrein diere sal eet nie. Uiteindelik het hy verstaan, die boodskap gekry, wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Gaan leef vandag sensitief saam met die Heilige Gees en vertrou hom om ook vir jou te wys waar lê die kopknope en die kinkels in die kabel in jou menswees.